Kom ons bid saam en dan vra ons dat die Here die skrif vir ons oopbreek vanmôre en ons kom voed met die brood van ewige lewe. Heilige Gees, Here, ons vra dat U asseblief by ons sal wees wanneer ons nou uit die skrif uit gaan lees en daarop gaan reflekteer. Mag U asseblief ons harte ontvanklik maak vir dit wat van U afkomstig is vanmôre. Mag U my gebruik as die instrument om dit oor te dra aan die gemeente, soos U dit ook oorgedra het aan my in my studeerkamer. En Here, ons is vanmôre bly in ons harte en soos wat hierdie lied ook ons herinner, is U saam met ons bly. Mag U ons kom voed met die brood van ewige lewe vanmôre, Here. Omdat ons vanmôre vier dit wat U in ons almal se harte doen. Want U is aktief aan die werk in ons, deur ons. Dankie, Here, dat U ons nie vir 'n enkele oomblik alleen los nie. Mag U nou spreek en ons as U huisgesin luister na die woord van die Here. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou gemeente, kom ons lees saam en dan wil ek net so 'n paar beginsels neerlê voordat ons na die nagmaaltafel toe kom. So ek het vanmôre 'n bietjie 'n korter preek as gewoonlik en ek het dit spesifiek so gedoen omdat ek meer tyd aan die nagmaal wil bestee vanoggend, omdat ons 'n groot groep mense het wat daar gaan kom sit. Maar daar's wel iets wat ek met julle wil deel. So kom ons lees saam Sefanja 3 vanaf vers 14. Is die Here aan die woord en dan sê dit: Sing Sion, juig Israel, wees met alles wat jy is vrolik en bly, Jerusalem. Die Here het 'n einde gemaak aan jou straf. En hy het jou vyande laat pad gee. Die koning van Israel, die Here is by jou. Jy hoef geen ramp meer te vrees nie. Daardie dag sal vir Jerusalem gesê word: Moenie bang wees nie, Sion, en moenie jou hande moedeloos laat hang nie. Die Here jou God is by jou. Hy, die krygsman wat red, hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en juig oor jou. Hy jubel en juig oor jou. Net tot sover is ons skriflesing vanmôre. Nou gemeente, ek het bietjie gaan dink oor wat is dit wat ons sê op spesiale geleenthede soos hierdie waar jy mense kom antwoord en hulle kom sit aan die nagmaaltafel. U as lidmaat word herinner aan jou eie konteks, jou eie dag in jou lewe, wat ook al u kan onthou van daardie dag, toe jy aan die nagmaaltafel kom sit het vir die eerste keer. En ek onthou in my storie was dit een van die hoogtepunte van my lewe, want soos jy nou begin verstand kry in die kerk, kom die nagmaal tekens en dan elke keer word daar vir my gesê ek mag dit nie gebruik, jy moet wag. Jy moet wag. Alhoewel daar hierdie realiteit reeds in my hart is dat ek glo in die Here Jesus Christus, ek glo die evangelie met my hele lewe, was of my gesê jy moet dit eers mooi verstaan. Jy moet eers weet waaroor dit gaan sodat jy nie 'n oordeel oor jouself eet of drink nie. Bedoelend, die nagmaal is 'n heilige sakrament. Dit is heilig. Dit is kosbaar. Dit is 'n voorreg om aan die tafel te kan kom sit as 'n gelowige met verantwoordelikheid. Met verantwoordelikheid. En daarom praat ons vanmôre oor godsbeeld weer eens, oor wanneer jy jou oë sluit en jy dink oor wie God is, jy dink oor God se karakter, oor sy hart, dan partykeer beklemtoon ons sy heiligheid, sy regverdigheid en daar per implikasie God se oordeel. En dit partykeer los ons aan die een kant passief, want ons voel niks wat ons doen is ooit reg nie. Ons gaan nooit die mas opkom nie, ek is nooit goed genoeg nie, en dit los jou half verlam. Want ek gaan net nooit wees soos wat ek graag wil wees nie. Aan die ander kant kan ons die ander kant beklemtoon dat die Here is liefdevol en die Here juig en jubel soos julle nou gehoor het oor ons. Maar ek wil vanmôre vir julle net sê, hierdie lied is 'n verrassing. Want die eerste 3 hoofstukke van Sefanja gaan juis oor Israel se afgoderry, hulle wat weer afgedwaal het van die pad af soos ons maar vir Israel ken en die mensdom ken. En dan hier half uit die bloute kom hierdie lied wat die Here oor hulle sing. Dis half skokkend. Verrassing. En dit laat my dink aan ons Here Jesus Christus ook as hy in Lukas 15 praat oor die verlore skaap, oor die verlore muntstuk en oor byvoorbeeld die verlore seun wat ons almal baie goed ken. Die kruks van daardie verhale is heeltyd die herder wat bly is want hy het sy skaap teruggekry. Die vrou wat die hele huisgesin laat fees vier want ek het my muntstuk gekry. Die pa, weer eens ons verwag oordeel in hierdie storie. Sy seun het hom afgeskryf en weggetrek. En op pad huis toe lees ons dat sy seun oefen sy toespraak. Was jy al daar? As ek my ouma nou moet in die oë kyk, gaan ek dit vir haar sê en dit vir haar sê, miskien is die pak sla dan nie so erg nie. Nee, jy was al daar. En dan kom hier die verrassing, sy pa sien hom van ver af kom en dan hardloop hy hom in. Nou broer en suster, die Joodse ooms het nie gehardloop in daai tyd nie.
Dis buite konteks, is anders, is vreemd. Hy hardloop na sy seun toe. Hy omhels sy seun en hy soen hom en dan sê hy, kom, ons moet fees vier want my kind het huis toe gekom. En die idee daar agter, broer en suster, is om hierdie Sefanja lied vir my en vir jou te laat 'n werklikheid word. Dat die Here is nie net in die hemel as 'n militêre leier om te kyk wanneer gaan jy fout maak nie en dan gee jy jou pak sla nie. Gee die Here ons pak sla, tig die Here die wat hy liefhet, natuurlik, maar is omdat hy jou liefhet. Maar hier is die ander kant, broer en suster, die Here is ook bly. Die Here is ook bly, die Here jubel ook. Hierdie is my verskriklik interessant, want ons dink baie keer dis die engele wat sing. Stem julle saam? As Jesus sê, die hemel juig en jubel oor een sondaar wat hom bekeer, dan dink ons is net die engele, maar ek wil hê jy moet vanmôre hoor, as jy een ding hoor, is dat jong mense, die Here jubel ook. Hy sing ook. Hy is ook bly wanneer ons die regte ding doen, wanneer ons tot bekering kom, wanneer ons leef soos wat die Here van ons verwag. Dit maak sy hart, as ons dit so kan gebruik metafories, bly. Hy's bly. So mag ons vanmôre hier sit vrolik in ons gemoedere, wetend dat die Here ook oor ons sing, en ook bly is oor ons, partykeer. En hy is nie net altyd kwaad vir jou nie. Hy is net altyd kwaad vir jou nie, want jy het nou alweer dit gedoen, of jy het nou alweer, die Here weet dit, en ons moet opregtheid dit by hom kom bely wat ons nou gaan doen by die tafel, maar weet ook die Here is lief vir jou en hy gee om vir jou en daarom stap hy 'n pad saam met ons elkeen. So ek het net so 2 goed wat ek wil bring vandag. Die eerste een is dat God vreugde het oor sy volk. Sefanja 3 vers 17 is een van die mooiste versies in die hele Ou Testament. Nou ek wil dit net weer vir julle lees, stadig. Vers 17 sê, die Here jou God is by jou. Die Here jou God is by jou. 2, hy is 'n krygsman wat jou red. 'n Krygsman wat jou red. Hy, sê dit ook, is vol vreugde oor jou. Hy is vol vreugde oor jou. Hy is stil tevrede in sy liefde. Hy jubel en hy juig oor jou. Die Hebreëus by daai laaste gedeeltetjie is my so mooi, want dit sê, as jy dit mooi gaan interpreteer, dat God sing oor jou. God sing. Dit is ongelooflik om daaroor te dink. Die skepper van hemel en aarde juig en jubel, en as ons dit nou mooi bysit, sing oor mense wat tot bekering kom. Dit is ongelooflik. Dit is uniek aan die Christenbelydenis, want ons God is nie ver nie. Ons God is nie bo in die hemel verwyder van sy mense en van sy skepping nie. Nee, broers en susters, ons God is intiem betrokke en aktief in almal van ons lewens hier, wat ons vertroue in hom plaas. Dit is ongelooflik. Dat hy aan my en jou as nietige mense dink op so 'n manier. Dat ek wil jou lief hê, ek wil jou koester, ek jubel en juig oor jou. Ek wil net hierso ietsie vir julle lees wat ek neergeskryf het. Maar wanneer die Bybel sê die Here is in jou midde, dan wil ek hê jy moet hoor, dit is wat dit beteken wanneer ons sê God is Immanuel. Is beliggaam. Hy is in ons midde. Deur sy Heilige Gees leef hy in jou. Oral waar jy gaan, is jy nie vir 'n enkele sekonde op jou eie en aan jou eie genade oorgelaat nie. Hy stap 'n pad saam met jou. Stap 'n pad saam met jou. Hy is nie jou vyand nie. As jy in Christus is God nie jou vyand nie. Hy is 'n Vader wat hom oor jou ontferm. 'n Vader wat hom oor jou ontferm. Hy is nie net 'n regter wat vir jou wag om jou in te doen of om jou pak te gee nie. Dis dieper as dit. Hy is 'n Vader wat naby kom. Wanneer dit praat oor hy is 'n krygsman wat ons red, dan beteken dit hy veg vir jou. Jy het ooit so daaroor gedink? Skepper van hemel en aarde wat gespreek het en alles is gevorm, daardie selfde Here veg vir jou. Namens jou. Want hy is lief vir jou. Hy is lief vir jou. Dis my so mooi. Hy beskerm, hy tree op, want niemand van ons wat in hierdie kerk gebou is nie, en nie een van hierdie jong mense red hulle self nie. God het hulle gered. Almal van ons wat hier so sit, wat met opregte hart bely, dat Jesus die Here is, God het dit so bewerk in ons midde. Sjoe, hy is 'n krygsman wat red. Hy verheug hom oor ons. Die Hebreëus sê letterlik, hy spring op en af van blydskap. Hy spring op en af van blydskap. Is dit hoe jy oor God dink? Is dit hoe jy God sien? En dan beteken ons dink baie is kwaai, en hy is kwaai, soms. Maar ek wil net hê jy met jou godsbeeld verbreed om te sê, hy spring ook op en af. Hy is bly.
Dis nie 'n gedwange liefde nie, dis vreugde en dit is die wil van God om sy kinders te red. Hy wil hê mense moet hulle bekeer. Hy wil hê mense moet kan kom sit aan die nagmaaltafel en soos ons die brood breek en die wyn skink om te sê met opregte harte, ek glo sy liggaam het gebreek tot volkomme versoening van al my sonde. Nie net my skuldelas van gister nie, jong mense. My hele lewe, jou hele lewe, stap hy pad saam met jou. So wanneer ons dan hierdie gedeelte lees, wat sê die Here is vir ons lief, en hierso sê dit in die Afrikaans, in sy liefde sal hy stil wees. Wat beteken dit? Wat beteken dit dat hy stil is in sy liefde? As jy nou hoofstuk 1 tot 3 gaan lees, dan praat dit oor God se oordeel. Jy kry hierdie prentjie in jou kop dat sy oordeel, sy toorn is soos 'n stormagtige ramp wat die mense tref. En nou in hierdie konteks, wanneer hulle verlos word en hulle verlossing bewerk word, dan sê dit, hierdie storm van my oordeel en van my toorn wat woed oor hierdie volk, kom tot 'n einde. Dit kom tot 'n einde. En ek is bly oor julle. Ek is lief vir julle. Die storm word stil. Sy liefde rus soos kalm water en ons vrede tussen God en sy volk. Ons vrede tussen God en sy volk. So, ter afsluiting, omdat ons net nog bietjie tyd oor het, en hier is die punt waar ek so bietjie wil langer stil staan, Jesus se gelykenisse, vat hierdie melodie verder. Wanneer Jesus in Lukas 15 vir ons vertel van die verlore skaap, verlore muntstuk, wil ek net hê jy moet sien hoe Christus dit beliggaam het. Want hy is een met die Vader, hy is God in menslike wese. Hy was volkome mens en volkome God terselfdertyd. Hy het twee nature gehad, menslik en goddelik, en dit het nooit gemeng nie. Maar hy kom wys vir jou hoe God regtig dink oor my en jou. En wat het Jesus gedoen? Hy kom sê in Lukas, ek is die een wat kom soek en vind dit wat verlore is. Dis wie Jesus is, dis wie God is. Hy kom soek en vind ons wat verlore is. En dan gee hy vir jou identiteit, hy gee vir jou 'n roeping, hy gee vir jou vreugde in jou gemoedere om iets te gee om voor te lewe. Dis wonderlik, hy herstel jou, hy bring vir jou 'n nuwe manier om te dink oor jouself, oor ander mense, om na die wêreld te kyk. Dis ongelooflik, hy bring totale nuwe skepping deur jou, in jou. En jy dink nooit weer dieselfde oor die lewe as wat jy voorheen het nie. Alles van dit begin by ons Here Jesus Christus wat vir die een wat soek beskryf as hy sê, so is daar vreugde in die hemel oor een sondaar wat hom bekeer. Gemeente, as daar een ding is waarmee die kerk aan moet besig hou, is dit om mense van Jesus Christus te vertel sodat hulle tot bekering kom, want dit maak dat die hemel juig en jubel. So, wat is 'n kerk se primêre roeping? Is om mense tafel toe te bring en te vertel dat Jesus vir hulle gesterf het en dat hy vir hulle opgestaan het. Dat hy opgevaar het na die hemel en hy sit aan die regterhand van die Vader en hy tree vir altyd vir hulle in. Vir altyd. Dis ongelooflik. Ja. Die evangelie, broers en susters, ek weet ek sê dit baie, maar as jy mooi gaan sit en daaroor dink, is so oorweldigend dat die Here so goed is vir ons. En dat die Here my en jou so lief het, en dat dit sigbaar word weer eens vanmôre, wanneer almal van ons aan die nagmaaltafel kom sit, en sê, Here, ek glo dit. Want daai geloof kom nie uit myself nie, God het dit vir my geskenk. Ek was nie op soek na hom nie. As julle dink aan die lied van genade, onbeskryflik groot, nog voordat ek my skuld kom bely, kom ruk hy my aan die bors, en trek my in, net soos die verlore seun se storie. En sê, welkom terug, welkom in die Vaderhuis. As dit nie ons harte roer in die gemeente, dan weet ek nie. In Sefanja teks sing God oor sy volk, en in Lukas jubel die hemel oor elkeen wat terugkom. Ek wil hê julle moet hoor, dis dieselfde God, dis dieselfde evangelie boodskap, dis dieselfde melodie wat soos 'n goue draad dwars deur die Ou Testament en die Nuwe Testament beweeg. En dis waarna ons uitsien eendag as die Here terugkom, is om deel te word van daardie hemelse fees tot in alle ewigheid. Tot in alle ewigheid. So hoor asseblief vanmôre dat God nie skaars is as dit kom by sy blydskap nie. Net soos wat hy kwaad kan word en kan ons stig en daai klas van goedjies, kan God net so bly word en kan hy vreugdevol wees oor wat ons doen. Hy is albei. Hy gee vir ons oorvloedig. Hy is vrymagtig in sy liefde, want hy is ook 'n Vader wat hou van feesvier. Hy is 'n Vader wat hou daarvan om fees te vier, om bly te wees. Het jy al daaroor gedink? Ter afsluiting, dit bring ons by vandag.
So aan elkeen van julle as jong mense, dankie vir die voorreg wat julle my gegee het om 'n jaar pad saam met julle te loop en jou te leer ken. En dat ek baie keer moeilike persoonlike vrae kon vra, maar gemeente weet ook, hulle kon my ook persoonlike moeilike vrae vra en hulle het. En dis wonderlik dat ons so bietjie die beeld kan afbreek dat die dominee is op een of ander manier verhewe of nie eintlik mens nie. Waar die jong mense kan sien, ek hou van rugby en ek kan grappies maak saam met hulle, ek is ook nie net altyd kwaai nie. Maar ons kan saam lag ook en bly wees en ons moenie met swaar gesigte in die kerk inkom wanneer dit met ons swaar gaan nie. Ons kom met 'n verwagting in die kerk en want die Here gaan my ontmoet. Die Here gaan my ontmoet. So dankie vir julle. So wanneer julle na die tafel toe kom en die gemeente saam met julle kom sit, wil ek net hê julle moet hieroor dink. 3 goedjies. Ons moenie vanmôre dink oor die kinders het die voorreg om aan tafel te kom sit omdat hulle 'n eksamen geslaag het nie. Dis dieper as dit. Ons het hulle kennis getoets, maar dis dieper as dit. Ons moet ook nie daaroor dink dat vanmôre 'n bewys is van elke van die jong mense se kwalifikasie nie. Want ons weet, almal van ons wat ouer is, weet, die lewe gaan met ons wipplank ry. En omdat hulle vandag hier staan en sê, ek glo beteken nie hulle gaan altyd vroom en heilig lewe soos wat die Here van hulle verwag nie. Maar wat ons vanmôre sê is ons gaan strewe daarna. Ons gaan strewe daarna om dit reg te doen, soos die res van die gemeente. Vanmôre is dis 'n beginpunt en nie 'n eindbestemming nie. Dis 'n beginpunt. Laastens, dis ook nie 'n plek waar julle as jong mense vir die Here kan sê, kyk hoe goed het ek geword nou nie. Maar kyk hoe het my geloof verdiep. Dis wat julle kom sê. Kyk hoe het my geloof verdiep. So, ek wil hê julle moet mooi gaan hoor as die notas vat vandag. Die antwoord wat julle as jong mense ontdek het in hierdie jaar is, soos ons tema vandag, die Here is in my midde en die Here het my eerste lief gehad. Die Here is in my midde en hy het my eerste lief gehad. So belydenis is dis 'n antwoord, dis nie 'n prestasie nie. Julle ja vandag is 'n reaksie op dit wat God reeds in julle binneste gedoen het. En as julle onthou wat ons gesê het oor 'n sakrament, is 'n uitwaartse teken van 'n inwaartse genade. Dit wat hier plaasvind word nou sigbaar deur die tekens wat ons gaan gebruik. Ons getuig van wat het geestelik gebeur. En dis wat ons vier. So jy sê nie net vandag ja nie. Jy sê ja jy bou op die ja wat God reeds oor jou uitgespreek het. En julle sal onthou toe ons die verbondsreeks gedoen het, wanneer is daar die verbond gesluit dat die Here 'n uitverkore volk gaan red? Sê die apostel Paulus vir ons nog voor die skepping. Nog voor die skepping. Sjoe. Nog voor die skepping het die Here aan jou gedink. Sy belofte het dus eerste gekom. So daarom sê hulle nie vandag vir die Here, ek kies eerste nie en dan begin my pad saam met die Here nie. Nee. Julle sê vandag, U het my gekies. U het my eerste lief gehad, U het my gedra en my gebring tot hier, en daarom is vandag genade. Want U was my barmhartig. U was my barmhartig. Gemeente, wanneer ons rondom die tafel kom sit, wil ek hê julle moet dink aan hierdie feesmaal in Sefanja 3. Julle moet dink aan die hemel wat jubel en juig omdat 'n sondaar tot bekering kom, want ons Here Jesus Christus kom sê by die nagmaalstafel, ek is in jou midde. Ek is in jou midde. Ek is lief vir julle. Ek het my lewe gegee vir julle. Ek het opgestaan uit die doodheid en opgevaar na die hemel toe sodat ek kan intree vir julle. My oordeel het dus stil geword. My oordeel het stil geword. Hoor, ek jubel oor jou. Ek jubel oor jou. Die tafel is nie 'n plek waar ek en jy kom bewys dat ek en jy getrou was die laaste kwartaal nie. Asseblief moenie dit dink nie. Partykeer skrik die nagmaalstafel ons af, want ons weet, ons struikel, ons het gesondig, ons kom nie die mas op nie, en dan voel ons, ek het geen reg om aan die tafel te kom sit nie. Maar broer en suster, asseblief verander daardie denke. Die nagmaal is juis ingestel vir sondaar mense om te kom en te sê, Here, ek het gesondig die kwartaal wat verby is, en ek bid nou in nederigheid dat U die volgende kwartaal weer by my sal wees en 'n pad saam met my sal loop. Ek wy my op nuut aan U. Dis wat dit beteken. So dit moet nie iets wees wat jou afskrik en weghou nie, dit moet iets wees wat jou nooi en sê kom, lê dit voor die Here neer. Lê dit voor die Here neer. Want dit is 'n plek waar Christus sy vreugde en sy nabyheid oor almal van ons uitstort. God is nie net by ons nie. Hy is ook bly oor ons. Kom ons bid saam.
Ons Vader wat in die hemel is, Here, dit is so 'n kosbare gedeelte in die Bybel hierdie. En ons het nou 'n bietjie tyd daaraan bestee, daar so baie wat ons nog kan sê. Maar dankie dat ons u hart in dit kan hoor, dat dit is die hartklop van die evangelie, dat daar troos is, want u stormagtige oordeel en toorn bedaar. U roep ons op tot bekering, en wanneer ons daarop reageer deur die Heilige Gees, dan jubel en juig u van blydskap. So wanneer ons nou na die tafel toe kom, Here, bid ek met opregte hart dat u dit sal seën en dat u doel met hierdie nagmaal sal bereik. En wanneer elke jong mens nou gaan kom antwoord en sê ek glo, sê ons ook vir u dankie vir dit en dat ons getuies kan wees daarvan. Wat 'n voorreg. Word verheerlik, Here, deur wat ons nou gaan doen en seën ons, Here. Soos u beloof, waar 2 of meer in u naam bymekaar kom, is u in ons midde. Amen.